Hallo, vandag gaan ons kyk na trig en ons gaan kyk na die bepaling van verhoudings van sye vir ons spesiale definisies wat ons in driehoeksmeting kry. Ons het in die vorige video gekyk na die 3 spesiale verhoudings wat vir ons belangrik is, wat ons moet leer in graad 10 en ons gaan dit nou toepas op ons skets hierso. So eerstens, goed, hier het ons 'n driehoek met die een sy se lengte as 3 en die ander sy se lengte as 4 en ons het vir hoek alfa. Nou eerstens, ons gaan nou die verhoudings van hierdie sye teenoor ons spesiale definisies bepaal en eerstens wat ons gaan moet uitwerk is die een sy wat ons nie het nie. Jy sal sien ons 2 sye het en ons het 'n reghoekige driehoek wat ons in graad 10 in driehoeksmeting kry, dan moet ons Pythagoras gebruik. En wat ons het is die skynsy kwadraat is gelyk aan die som van my 2 sye kwadraat. Goed, so s kwadraat gaan vir my 4 tot die mag 2 plus 3 tot die mag 2. Jy sal sien is 16 plus 9, gee vir my s kwadraat. So s kwadraat is 25 en die vierkantswortel van 25 is 5. So ons sien dat my skynsy is 5. En nou met hierdie waardes gaan ons verhoudings van ons spesiale perspektiewe bepaal. Goed, eerstens, as ons kyk na sin alfa, is dit teenoorstaande op skyns. Onthou, ons moet kyk vanaf die perspektief van die hoek af. So dis teenoorstaande op skyns. So dis 3 op 5. En as ons kyk na cos van alfa, is dit aangrensend op skyns. So dis die aangrensend op die skyns. Wat 4 op 5 is. En dan na tan alfa. En dit is teenoorstaande op aangrensend. So die teenoorstaande vanaf alfa is die 3 en die aangrensend is 4. So dis 3 op 4. Goed, kom ons kyk nou na 'n vraag wat ons hier het. Hulle vra hierso, skryf elke verhouding in terme van DE, EF en DF neer vir die volgende definisies van trig. Die eerste een wat ons sien is, A is sin van D. Nou onthou, ons het van gepraat is dat die D is die hoekgrootte. En ons kan hierdie verhoudings bepaal as ons weet van watter perspektief ons vanaf kyk. So as ons sê sin D, gaan ons kyk van die perspektief vanaf D. So kom ons kyk gou, sin is die teenoorstaande op die skyns. So hierso vanaf D gaan die teenoorstaande gaan EF wees en die skyns is altyd die langste sy en dit is DF. So kom ons skryf gou. So A is die sin van D is gelyk aan EF op DF. Dit is die verhouding. En dan by B is dit cos van D. So weer eens ons is van die perspektief van D af is cos die aangrensend op die skyns. So die aangrensend by D is die lyn wat sy buurman is reg langsom is. En dis DE en weer eens die skyns is DF. So dit is DE op die skyns DF. Goed, dit is belangrik. Hulle het net gevra vir ons om die verhoudings in terme van my sye te skryf. Kyk hoe ons sye geskryf. Dis DE staan vir die sy, dis tussen die 2 hoeke wat 'n lyn daar getrek is en EF en DF. Goed. Kom ons kyk na die volgende een. C
is nou die tan van D. Die tan van D is die teenoorstaande op aangrensend, so vanaf D is die teenoorstaande EF en die aangrensend is DE. So dit is EF op DE. En by die volgende vraagie sal ons sien, dis die sin van F. So nou het ons hoek verander. Dit beteken ons perspektief van waar ons kyk het verander. Ons wil weet wat is die verhouding van sin F. En hier sien ons is hoek F. Dit staan vir daai hoek daar. So vanaf hierdie perspektief soek ons die teenoorstaande op die skyns. So van hier af is my teenoorstaande DE en my skyns bly dieselfde is DF. So, ons skryf hier vir D is DE op die skyns DF. En vir E is dit nou die kos van F, dis aangrensend op skyns, so dis EF op DF. En dan my laaste enetjie is tan van F. Tan is die teenoorstaande op die aangrensend, is vanaf F, so dit is DE op EF. Daar is hy. Hierdie vraag vra nou dat ons moet kyk na om die driehoek gebruik en dan die volgende verhoudings bepaal. Jy sal sien met ons driehoek is hy nou nie, het hy ons nou nie meer die hoeknommers nie, maar ons het die sye se name as Y, R en X en die een hoek wat ons het is theta. So kom ons kyk gou. In A vra hulle vir sin theta. En onthou sin van 'n hoek is sy teenoorstaande op sy skyns. So van hier af is dit teenoorstaande Y op R. So die so vir A is dit sin van theta is gelyk aan Y op R. En dan die tweede vraagie vra die kos van theta, daar's theta, kos is aangrensend op skyns, so dis aangrensend X op skyns, dit is R. So by B die kos van theta en dit is X op R. En dan vir C is die tan van theta en die tan van theta is teenoorstaande op aangrensend. So die teenoorstaande op aangrensend is Y op X. So die tan van theta is gelyk aan die Y op X. En nou sien ons 'n interessante ding hier by D wat ons nog nie voorheen gesien het nie. En dit is, hulle vra vir die sin 90 min theta. Nou dit laat ons bietjie wonder, want waar sien ons 'n hoek met die naam van sin 90 min theta? Maar wat hulle eintlik hiermee bedoel is hulle bedoel eintlik hierdie hoek hierso. En hoekom weet ek dit? Want, onthou die binnehoeke van 'n driehoek is gelyk aan 180 van 'n driehoek is gelyk aan 180 en ek weet hierdie hoek is 90, daarin is theta en ons weet nie hoeveel is daai hoek nie. So ek mag skryf 180 is gelyk aan my 90 grade hoek plus my theta en kom ons noem hom sommer nou beta plus beta. So hierdie hoek beta is wat ons wil uitwerk en dan sê jy sien, dit is 180 min 90 min theta gaan vir my hierdie hoek beta gee. So beta is gelyk aan 180 min 90 is 90, so dis 90 min theta. Goed, en dit is gebaseer op die binnehoeke van 'n driehoek. So as hulle vra
vir die sin van 90 min theta praat hulle eintlik van die hoek, die ander hoek wat komplementêr saam met theta 90 grade sal maak en dan plus die reghoekige hoek sal vir my 180 gee. Goed, so eintlik praat hulle net van daai hoek daar, so hulle soek die sin van 90 min theta, so hulle praat van daai hoek daar. Dit beteken, dis die teenoorstaande op skuins, so die teenoorstaande is x en die skuins is r. So nou die sin van 90 min theta is gelyk aan x op r. En dan vra hulle nou vir die kos van 90 min theta, so dit is dieselfde hoek daar, en as die kos is aangrensend op skuins, so dit gaan wees, die kos van 90 min theta is gelyk aan y op r. En dan die laaste ene, die tan van 90 min theta is dan tan 90 min theta is gelyk aan, die tan is teenoorstaande op aangrensend, so is teenoorstaande x op aangrensend y.